Welkom by hierdie week se oordeenking. My gebed is dat jy gedurende die afgelope week God se nabyheid en goedheid in jou lewe raak gesien het. Dat jy beleef het dat hy vir jou elke dag met sy krag en sy leiding dra en dat jy met sy liefde toegevou word. Ek wil jou nooi om weer stil te word, lekker diep en stadig asem te haal en dan weer te beleef dat God in en by jou is. Het jy al daaraan gedink dat jy elke dag toegejuig word, deur honderde ander gelowiges aangemoedig word, dat daar soveel is wat jou ondersteun in jou wedloop van die lewe? Verlede week het ons na die aangrypende storie van Derek Redmond geluister, wat sy duispier tydens die 400 meter wedloop by die Barcelona Olympiese Spele verrek het, geval het en toe huppelend en in ondraaglike pyn met die hulp van sy pa oor die eindpunt gedra is. As jy dit gemis het, kan jy gerus weer daarna luister. Dit het ons net weer laat besef dat ek en jy nie alleen in ons wedloop hardloop nie, maar dat ons die Gees self in ons het, waardeur ons is, waardeur ons beweeg, waardeur ons leef. Maar ons het ook gehoor hoe die skare van meer as 65.000 toeskouers opgestaan het om Derek aan te moedig om huppelend en mank oor die eindstreep te kom en die wedloop te voltooi. Die waarheid is, ons het ook 'n skare op die paviljoen van die lewe, wat ons op die baan van die lewe aanmoedig, soos in die gedeeltes van Handelinge 12 vers 1 en 2 waar ons lees. Die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Laat ons dan maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het ons vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou en hy sal ons tot die einde toe daarmee help. Hier lees ons ook dat gelowiges van al die eeue letterlik op hulle voete staan om ons aan te moedig in ons wedloop. Maar ek en jy hoor ook iets anders. Ons het mekaar. In Paulus se brief aan die Galasiërs in hoofstuk 6 vers 5, 9 en 10 skryf Paulus: sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here van ons wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes ontvang. Terwyl ons nog tyd het, skryf Paulus, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat oor ons pad kom, veral aan ons broers en susters in die Here. Hulle is ons bloedfamilie. Ek wil jou nooi, sien in jou geestesoog hoe duisende ander gelowiges van oor die eeue heen op die hemelse paviljoen staan en met 'n handeklap jou toejuig, jou aanmoedig om in Jesus se voetspore te volg. Dink aan al die ander atlete rondom jou wat jy vandag ook gaan raakloop. Dink aan ander wat dalk moontlik swaar kry en vir wie jy kan sê, hier is my hand. Kom ek help jou. Kom ons help mekaar om oor die eindpunt van die lewe te kom. Kom ons bid. O Here Jesus, vandag is ek weer so bewus van u arm om my, u liefde onder my en u voetspore voor my. Dankie dat u altyd daar is vir ons. Maar dankie ook Here dat u ons vir mekaar gee en dat ons daar is om mekaar te dra, te ondersteun en ons trane met 'n tissue af te vee wanneer ons hulpeloos antwoorde soek. Here, ek besef maar net weer vandag dat ek nie alleen in my eie wedloop hoef te stoei nie, maar dat ek u het, dat ek u Gees in my het, maar dat ek ook ander gelowiges om my het wat my kan dra en lei, ander by wie ek kan leer, ander wat my hand vas kan hou. Here, ek wil ook 'n handvashouer wees. Ja, maak my oë en my ore oop vir hulle wat geval het, wat seer kry, wat moeilik het, en help my om hulle tree vir tree oor die eindstreep te dra. Amen.